Goeienaand Suid-Afrika, 1900 op hierdie maandag aan die 6de April. En so 'n bietjie meer inligting in terme van die reddingsoperasie die naweek vir daai twee vlieëniers. Nou onthou hulle het uitgeskiet met hulle F-15 na bokant Iran se grondgebied. En omdat die twee uitskietstoele nie onmiddellik agter mekaar uitgaan nie of gelyktydig uitgaan nie, het die een hele end ver van die ander afgeland. So hulle was nie naby mekaar om mekaar te support nie. Die vlieënier was nader aan die grensgebied gewees en hulle het hom vinniger gekry. Hulle het die eerste operasie om hom op te tel, het so 21 vliegtuie was betrokke en hulle het ingegaan en hulle het hom gekry en uit obviously rapporteer dat sy weapon system operator nie saam met hom is nie. En die weapon system operator is 'n kolonel in die lugmag. Hy het homself, hy was beseer toe hy geland het, seker maar deel van die landing is hy homself beseer. Maar hy het homself soos enige ou wat escape and evasion sal doen, weg van die omgewing gegaan waar hy lê, geval het, waar sy uitskietstoel lê. En dis in die bergagtige area, so hy het homself teen die berg op begin werk, waar hy op 'n plek kan wegkruip om sig oor die area om hom te kan hê en ook dan van daar af sy transponder aan te sit dat die mense kan sien waar hy is. So die operasie dan begin en dan die volgende dag het hulle nou begin ernstig soek vir die hulle het onmiddellik begin soek vir die weapon system operator, maar die volgende dag het die operasie baie groter gegaan. In so terme dat hulle 150 vliegtuie gebruik het. En die rede hoekom 150 vliegtuie gebruik was om een ou te soek, was al baie 'n groot gedeelte daarvan was om die vyand weg te lei van die weapon system operator af. So hulle het pakkies van vliegtuie gehad wat in sekere plekke gaan rondsirkel en soek het en inligting gelek het. En dit is waar die IRCJ se mense gegaan het met hulle sien daar's klomp vliegtuie wat sirkel op 'n plek, so hulle moet seker maar daar soek. Maar dit was ver van die eintlike vlieënier af. Intussen om op te tel op die grond het jy helikopters nodig. En hy was so diep in Iran en nog steeds. Ons het nie helikopters, behalwe vir die helikopters wat invlieg, die Payfolks wat kan air-to-air refueling doen. Dis wat hulle al op eerste dag gedoen het, dit hulle gery en invlieg. Maar party van die plek waar die tweede ou was bietjie ver van die grens af gewees, so dis gevaarlik om in te ry te refuel, nog verder te ry en weer te refuel. Want as jy moet air-to-air refueling doen, is jy nogal laag en stadig, en 'n groot teiken dan, want een van die vliegtuie moet raak geskiet word en brand almal. So die Special Forces het 3 Little Birds op 2 C-130's gelaai en hulle moet dit in tot daar diep waar hulle vermoed die pilot in die omgewing waar die pilot is. So daar het hulle besluit om my C-130's op die sand te land, want hulle is waarvoor die C-130 gebou is om op unprepared grond te gaan land. Daar te land, hulle die Little Birds uitgehaal agter, met die een C-130 het 2 Little Birds gedra, die ander het 'n ander gedra, plus die Special Forces wat saam met hulle gaan in die Air Cruise en Swan. Vliegtuie uitgehaal, die helikopter blades geconnect weer en weg is hulle. Binne 10 minute toe is hulle weg. En daai klein Little Birds is gebruik om te gaan die rescue operasie te doen, vir die pilot te soek en dan ook die fight na die vyand toe te vat. Ander vliegtuie in die omgewing het air support gedoen in bokant fighter jets. Hulle het selfs bombers gebruik in die omgewing. Deel van hierdie operasie het die B-2's ingekom met Big Ordnance Penetrator, 'n groot bomme wat hulle laas jaar gebruik het op hy bankers, het hulle weer gedoen en hulle die haka van 'n ondergrondse banker haka van Iran uitgehaal net by Teheran. So daar was baie distraction op ander plekke met groot bommers en fighter jets wat strikes doen op ander plekke om die ouens weg te trek van waar die eintlike rescue was. So het hulle die pilot, die weapon system operator opgelaai, teruggekom, toe kom hulle agter, okay, dus hulle gaan die helikopters in die flossie kan inkry weer nie, want die flossie sit vas in die sand. Toe het 3 kleiner cargo vliegtuie ingebring, om net daai vinnig land, die helikopter te laai en te ry, en al 3 die helikopters is uitgebring, 2 van die helikopters is gelos, saam met die flossies, 2 flossies, en hulle daai net so opgeblaas, in plek waar het is, so dat dit nie kan, die vyand nie hulle hand op die uitrusting kan kry nie. En daar het hulle dan die res van die crew opgetel met 'n kleiner vliegtuig en helikopters en uitgevlieg en so het hulle teruggebring en almal uitgebring. Dit was die rescue poging vir die naweek
hoe dit heeltemal uitgespeel het. Ek is Monay Botha, Koppel Stereo se korrespondent. Geniet die dag.